Sê 'n bietjie vir my, Regenerate. Julle het nou so, wil sê 2 jaar terug kop uitgesteek hierso. Voel of julle van nêrens afgekom het nie. Wat presies doen julle? Choppy, ja, so dit het 'n paar jaar gevat om daar uit te kom. Die ontwikkeling van die biochar en die mineraalkompleks produk het 'n tyd gevat om deur die registrasieproses en so aan te vat. Dis nie waar jy begin het nie. Jy sal jare in die mark met hydrocash vir die boompies en ook 'n tipe van 'n koolstof ding daarso is, nê? Nee. Ja, so ons het hom geregistreer in 2017 en ons het daai produk verryk met koolstof. En ons kon sien wat die voordele is, selfs vir bome met bietjie koolstof in die plant gaan. En my droom was om daai koolstof in 'n korreltjie vir boere te kan gee. En dit is wat ek volgende aan gewerk het. En dit was nou hoeveel jaar later wat jy dit nou reg gekry het? Ja, dis 'n goeie 8 jaar, maar dit vat 'n tydjie. Okay, so, die Regenerate gedeelte, hoe werk hy dan nou basically, wat is dit? So, ons het baie hard gewerk om 'n korreltjie produk te maak wat lyk en voel soos 'n kunsmiskorrel, sodat jy met die minste moeite kan integreer. Ons praat oor vertikale integrasie. So, met die minste moeite kan jy hom inmeng met jou kunsmismengsel en dan het jy nou hierdie ongelooflike krag hier onder die grond. Ja. Wat saam met jou kunsmis werk en dan jou opname van minerale verbeter en dan vir jou huisvesting gee vir jou mikrobes. En dit gee vir jou 'n gesonde microbiome. Dus jy het hom gemaak dat hy saam met kunsmis kan gaan, selfe digtheid is en alles dat jy hom kan strooi. En dan hoe werk hy dan nou, as hy dan daar, verduidelik my bietjie daai ding. Ja, soos jy nou biochar maak, ek sit 'n ton hout in 'n haal ek 140 kg biochar uit. Ja. Hy is te lig om saam met kunsmis te meng, so nou moet jy hom swaarder maak. Die minerale kompleks wat ek mee swaarder maak, gee vir my daai perfekte korrel. Ja. Nou daai korreltjie waar daar is, het 'n surface area van 400 tot 550 vierkante meter. Nee, wag, jy staak nou surface area, wat? Okay. So as jy kyk na daai gaatjies en die wal rondom daai gaatjie, hy is ook vol gaatjies. Ja. Onthou nou jy het 8 biljoen mikrobes wat in 'n teelepel grond bly. Waar moet daai ouens huisvesting kry? So hulle bly in daai gaatjies. Korrek. En hy stoor sy kossies daar en dit is waar die plant sy spens kry. Dit is waar hy sy goed gaan trek. So wat ek soek is ek soek meer van daai goed in my grond, is ek reg? Heeltemal reg. Nou van 'n praktiese oogpunt af moet jy dit koste-effektief doen. In Europa praat die ouens van 'n ton biochar op 'n hektaar grond. En daar is ook 'n verskil tussen engineered biochars. So, ons maak hom spesifiek met 'n SG van soveel, ons kry 140 kg, as ek sê per ton hout wat ons insit. Ons gebruik 'n spesifieke hout en net op die vertical integration. So ons vat waste hout, ek gebruik net pine, dan brand ek hom, ek vat daai hitte en ek maak stoom daarmee, vat ek die stoom en ek sit dit deur 'n turbine en ek maak my krag daarmee. En dan kan ek eventually my hele fabriek hardloop met die waste wat daar begin. Solank dit net na my sak toe terugkom, is ek happy, nee. Okay, en dan die vulkaniese grotstof of ja, so dis 'n mineraalkompleks. Yes, en maar daai ding gee my baie interessant, jy het my gewys, ek kan sommer die goed met 'n magneet aantrek, yes, nee. Ek het dit saam. Wat jy hom saamgebring? Daar sê. Dat jy hulle wys hierso, nee. Die goed kom diep onder die grond, kom in die mantel van die aarde uit. Ja. So jy elke mineraal wat jy nou aan kan dink kom uit die grond uit. So ons myn 'n spesifieke pyp waar al die minerale nou gekonsentreer is in daai vulkaniese pyp. En net soos fosfaatrots is maar rots. Maar die ding het iets soos 72 minerale in. So jy praat van molybdeen en krom en nikkel en al die swaar goed ook, maar is natuurlik die ding is geregistreer. So ons moet bewys dat dit onder aanvaarbare vlakke is. Maar jou molybdeen en elke ding wat jy aan kan dink, fosfaat, hulle is daarin. En dit gee hom nou hierdie magnetiese eienskappe, nê. En toe het ek gesien op daai Clarksons farm, as 'n baie slim Nederlander, dan sleep hulle daai ding aan agterna en dan
maak hulle vir jou 'n kaart wat basically jou lading eintlik maar die paramagnetisme of ek sê nou die ladings in die grond is. Maar wat jy vir my wil sê is hierdie produk kan jy dan op daai swak kolle nou gaan uitstrooi eintlik en dan gaan hy daai ladings vir jou lig. Ons weet, daar's nie 'n direkte verwantskap tussen EC, electrical conductivity en paramagnetisme nie. Maar ons weet, gronde wat van nature swak presteer, het 'n paramagnetiese lading van 0 tot 50 cm gram per sekonde. As hy so oor die 300 is, dan is hy goed. Nou die goed hardloop so op 1500. So wat ek vat net my gekonsentreerde produk, ek gaan sit hom daar, waar hy lae lading het. En dan raak hy beter. Correct. Maar daai is nog 'n gesprek wat ons gaan deurtrek. Al wat ek wil weet is, het julle nou al die goed gekry dat hulle werk iewers? Ek weet jy het werk in die Kaap gedoen. Ja, ons doen baie proewe saam met die Departement van Landbou in Weskaap. Ons het vir 3 jaar daar proewe gedoen, waar ons kunsmis kon sny met tot 30%. Ja. In jaar 1 kon ons 'n 18% opbrengsverhoging kry. Jaar 2 het ons die krop verander van koring na canola toe. Selfde resultaat, 17,5% met 30% minder kunsmis. Die nice ding is, die ding het 'n halflewe van 10 jaar minimum op jou biochar komponent en 100 jaar op jou mineraal komponent. Waar chemiese kunsmis het 'n halflewe van 50, 60 dae. So hy bly in die grond. Hy dra oor. So nou in jaar 3 kon ons weer die opbrengsverhoging kry sonder om die goed toe te dek. Uitstekend. So actually het ek nou hier iets wat ek insit in plaas van kunsmis en ek sê nou nie al die kunsmis vervang jy 'n gedeelte, maar hy bou op met tyd. Ons reg net jou kunsmis. So as jy met 90% van die kunsmis net so goed kan doen of beter as met 100% en jy maak jou grond reg jaar op jaar, dan ben jy al die pad. Uitstekend. Clayton, dankie baie. Lekker hande klap vir Regenerate.